Spreuke 22. Soek eerder na 'n goeie naam as na groot rykdom. Hoë aansien is beter as silwer of goud. Vir mense, ryk en arm, is dit dieselfde. Die Here het hulle almal gemaak. Iemand wat verstandig is, sien wanneer die onheil kom en kruip weg. Die onervare mens loop oop oor daarin vas en boet daaroor. Iemand wat nederig is en respek het vir die Here, kry rykdom, eer en lewe. Op 'n oneerlike mens se pad is daar dorings en lokvalle. Iemand wat omgee vir homself bly ver daarvan weg. Leer 'n jong mens om die regte pad te kies en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Soos rykes oor armes heers, so is die man wat geld leen, die slaaf van die man by wie hy leen. 'n Geweldenaar wat onreg saai, sal teëspoed oes, ook sy verdrukking van ander sal tot 'n einde kom. 'n Vrygewige man wat van sy kos vir armes gee, sal geseën word. Jaag die spotter weg en saam met hom sal rusies pad gee. Die gestry en belediging sal tot 'n einde kom. Wie graag opreg wil wees en mooi praat met ander, het selfs die koning as vriend. Die Here hou kennis in stand, hy keer die woorde van die onbetroubare mens om. Daar is 'n leeu daar buite, sê die luiaard. Ek sal gevang word as ek dit buite waag. 'n Vreemde vrou se woorde is 'n bodemlose put. As die Here vir jou kwaad is, sal jy daarin val. Dwaasheid is eie aan 'n seun, 'n pak sla haal dit uit hom uit. Wie arme mense veronreg om homself te verryk of vir die rykes geskenke gee, sal self in armoede verval. Gee aandag en luister baie goed na wat die wyse mense sê. Probeer verstaan wat ek jou wil leer. My onderrig sal goed wees as jy dit jou eie maak en dit kan gebruik. Vandag onderrig ek spesifiek vir jou, sodat jy op die Here kan vertrou. Ek skryf 30 voorskrifte vir jou neer. Hulle is vol raad en kennis. Deur hulle sal jy in staat wees om die waarheid te erken en betroubaar verslag te doen aan die mense wat jy stuur. Moenie 'n arm mens uitbuit net omdat hy arm is nie. Moenie die hulpelose in hofsaake uitbuit nie. Die Here sal hulle saak verdedig. Hy sal mense wat hulle beroof, weer van hulle lewe beroof. Moenie vriende maak met 'n humørige mens nie. Bly ver weg van een wat ongeduldig is. Jy moenie dalk sy maniere by hom aanleer nie. Dit sal die oorsaak word van jou eie ondergang. Moenie borg staan vir iemand nie. Moenie instaan vir ander se skuld nie. As jy dit nie kan terugbetaal nie, sal hulle selfs jou bed onder jou wegvat. Moenie grensdrade verskuif wat jou voorouers opgerig het nie. Sien jy iemand wat bedrewe is in sy beroep? Hy werk vir konings en nie vir gewone mense nie. Spreuke 23. Wanneer jy aansit vir ete saam met 'n regerder, kyk dan goed na wat voor jou neergesit is. As jy 'n groot eter is, sit 'n mes teen jou keel. Moenie al die lekker kos begeer nie. Jy kan jou met die kos misgis. Moenie jou afsloof om ryk te word nie. Wees verstandig genoeg om binne perke te bly. As jy nog na jou rykdom kyk, is dit eensklap weg. Dit sal vlerke kry soos 'n arend en wegvlieg in die lug. Moenie eet by 'n suiwige mens nie. Moenie sy lekker kos begeer nie. Hy sê, eet en drink gerus. Hy bedoel dit nie, want hy sit en bereken hoeveel dit hom sal kos. Jy sal naar word van die bietjie wat jy eet. Jou komplimente sal jy moet sluk. Moenie 'n dwaas reghelp nie. Jou goeie raad behandel hy met minagting. Moenie die ou grense van 'n stuk grond verskuif nie. Moenie weeskinders se grond by hulle probeer afvat nie. Die een wat hulle beskerm is magtig. Hy sal hulle saak teen jou verdedig. Onderwerp jou aan dissipline. Luister goed na wat ek jou leer. Moenie bang wees om jou kind te dissiplineer nie. Hy sal nie doodgaan van 'n pak sla nie. As jy hom wil red van die dood, moet jy hom juis lyfstraf gee. Ek sal baie bly wees, my kind, as jy ook 'n wyse mens word. Ek sal in my hart juig wanneer jy reg praat. Moenie jaloers word op sonders nie. Behou altyd jou ontzag vir die Here. Jy sal altyd 'n toekoms hê, jou hoop sal nooit beskaam word nie. My kind, luister na my, dat jy wys kan word.
Hou jou hart op die regte koers. Jy moenie jou tyd verspil op suiplappe en vrate nie. Die dronklap en die vraat maak hulle self arm. Die roes van dronkenskap laat hulle in vodde loop. Luister na jou pa wat jy die lewe gegee het. Moenie jou ma afskryf omdat sy oud geword het nie. Verkry waarheid, moet nooit daarvan afstand doen nie. Hou vas aan wysheid, selfbeheersing en insig. 'n Pa van 'n kind wat reg doen, het rede vir blydskap. 'n Wyse kind verskaf sy ouers groot vreugde. Laat daar rede wees vir jou pa en jou ma om oor jou bly te wees. Mag jou ma wat jou in die lewe gebring het, rede hê om oor jou te juig. My seun, maak jou hart vir my oop en volg my voorbeeld na. 'n Sedelose vrou is soos 'n diep waterkuil. 'n Verleidster is soos 'n put waar jy nie kan kom nie. Sy sit en wag vir haar prooi soos 'n rower. Sy soek na iemand om te oorreed tot ontrouheid aan sy vrou. Wie het kopseer en luiseer? Wie maak rusie en kla? Wie het onnodige kneusplekke? Wie se oë is bloedbelope? Dis die wat tot laat sit en drink en allerlei mengsels proe. Moenie dat jy verlei word deur die rooi glans van wyn, die vonkel in die beker, die gladde manier waarop dit in jou keel afloop nie. Nadat jy dit gedrink het, pik dit soos 'n slang, spoeg dit gif soos 'n kobra. Jy sien dan vreemde dinge en jou gedagtes is verward. Dit voel of jy rondsteier soos 'n matroos op see of op 'n seilboot rondslinger. Jy redeneer by jouself. Hulle het my geslaan en ek het nie seer gekry nie. Ek weet nie eers dat hulle my geslaan het nie. Wanneer ek wakker word, sal ek iets gaan soek wat ek kan drink. Spreuke 24. Moenie slegte mense beny en hulle geselskap begeer nie. Hulle dink net aan geweld. Hulle praat net daaroor om moeilikheid te maak. Met wysheid word 'n huis gebou. Insig is nodig om dit te onderhou. Kennis is nodig om sy kamers te meubileer met allerlei kosbare en waardevolle artikels. 'n Wyse man het krag. Iemand met kennis is sterk. Jy gaan maak eers oorlog nadat jy goed beplan het. Oorwinning kom wanneer baie raadgewers koppe bymekaar gesit het. Wysheid is buite die begrip van 'n dwaas. Wanneer hulle in die stadspoort beraadslaag, is hy nie in staat om sy mond oop te maak nie. Iemand wat altyd sit en beplan om kwaad te doen, word 'n knoeier genoem. Die knoeiery van die dwaas is sonde. Almal verag spotters. As jou knie knak wanneer die krisis opduik, is jou krag maar baie min. Red die mense wat onskuldig na die galg toe gesleep word. Hulle sal doodgemaak word as jy nie keer nie. Moenie jou verontskuldig en sê ons het nie geweet nie. Hy wat die gedagtes toets, weet mos wat waarheid is. Hy wat sy hand oor die hou, weet wat waar is. God roep elkeen tot verantwoording vir wat hy gedoen het. My kind, jy moet heuning eet, dit is goed vir jou. Heuningstroop is lekker in die mond. Net so moet jy weet, as wysheid vir jou lewe. As jy daarop afgekom het, is daar vir jou 'n toekoms. Jou hoop sal nie verydel word nie. Moenie 'n regverdige mens by sy huis gaan voorlê en soos 'n goddelose mens sy woonplek verwoes nie. Selfs al val 'n regverdige mens 7 keer, hy sal elke keer weer opstaan. Die goddelose mens sal bly lê, na net een ramp. Jy moenie bly wees as jou vyand val nie. Moenie jou daarin verheug dat hy gestruikel het nie. Die Here sal sien wat jy doen en sal ontevrede wees. Hy sal jou vyand nie verder straf nie. Moenie jou ontstel oor kwaaddoeners nie. Moenie afgunstig wees op goddelose mense nie. Vir iemand wat kwaad doen, is daar geen toekoms nie. Die lewenslig van goddeloses gaan dood. My kind, betoon eerbied aan die Here en die koning. Moet jou nie ophou met mense wat teen hulle in opstand is nie. Hulle ondergang kom skielik. Niemand weet wat ter teëspoed God of die koning oor hulle gaan bring nie. Die woorde hieronder kom ook van wyse mense. Moenie bevooroordeel wees wanneer jy moet regspreek nie. Die volk kry 'n regter uit wat vir 'n skuldige sê, jy is onskuldig. Mense en volke is verontwaardig daaroor. Wanneer regters 'n regverdige beslissing maak, word hulle geprys en oorvloedig geseën. Eerlike antwoorde is soos 'n soen op die mond. Maak eers buitereg en bewerk jou landerye.
Daarna kan jy jou huis bou. Moenie teen iemand getuig as hy jou nie rede daarvoor gegee het nie. Moenie mense mislei met wat jy sê nie. Moenie sê nie, soos hy aan my gedoen het, sal ek aan hom doen. Ek sal hom in gelyke munt terugbetaal. Ek het by allerlei mense landerye verbygeloop. Die wingerd was die eiendom van 'n onverstandige mens. Onkruid het dit heeltemal ingeneem. Dit was toegegroei onder bossies. Sy klipmuur het omgeval. Ek het nagedink oor wat ek gesien het. Ek het iets daaruit geleer. Nog 'n bietjie verder geslaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevol om agteroor te sit. Dan kom jou armoede aangestap en oorval behoeftes jou soos 'n gewapende inbreker by jou huis.